Ek sê vanmorgen vir Jacob nie, die bal nie, hy sê ek dink ons bietjie breakfruit en antifreeze en sanitizer kry my oop gaan dat ek hom kan raak sien. Jy sê gou weer langs jou die gesindheid van God sal in my hart wees en ek sal die vriendelikheid van die Here openbaar en ek sal vanmorgen toelaat dat die Here met my werk soos hy dit wil doen. Ek sal die Here alle eer gee vanmorgen met die deurbrake wat hy my lewe bewerk. Ek wil nie moet daaroor praat vanmorgen. Halleluja. En as jy dit glo, sê amen. Halleluja. Baie geseënde Moedersdag aan al die mamas en oumas. En mag die Here julle vanmorgen so ryklik seën. Ek glo baie van julle is bederf vanmorgen met 'n koppie koffie en 'n flapjack en ek sê maar net wat ek gedoen het. Moenie worry nie. En of ontbyt, wat ook al, miskien gaan jy dit net nou doen, maar ek wil jy moet vandag tyd spandeer saam met jou ma, of saam met jou vrou, want jou vrou, ne? En geniet die dag, halleluja. Ek wil jy, ons gaan net gou die aankondigings, kom ek doen voort, ja, gaan die aankondigings doen, en dan gaan ek net gou sekere dinge afhandel, en dan gaan ons offergawe opneem, die diens open, en dan gaan we meteens aangaan, en ons gaan die Here loof. Onthou daar agter, is daar 'n fotohoekie, asseblief, sit er in 'n ry is daar, sy neem 'n foto, na die tyd sal al die goedjies gedoen word en die geskenkies uitgegee word vir die moeders wat uitgaan, so asseblief, moenie huis toe gaan, jy's net 'n moeder, en dan kry jy 'n geskenkie, amen. So ons bid vanmôre vir almal wat siek is, die mense wat bronchitis het, en die winter het ingekom, mense wat se stemme weg is, Jaco daar het gebid, en dit het gebeur, hy het so gesê hoor, ek sê maar net sy woorde, maar ons bid dat die Here elkeen sal aanraak. Miskien is daar mense wat in die hospitaal is vanmôre, ons bid dat die Here sal deurbrake gee en sy goedheid en genade sal met elkeen sal wees. Hier kom die kinderkerk ook. Kom ons gee aan dit aan. Dis 'n paar ouens wat ek wonder, Here, kry nie koud nie. Vanaand 6:00 het ons die evangeliediens, so ek weet is Moedersdag, ek weet jy wil tyd spandeer, maar asseblief, kom ons kom op na die huis van die Here, spesiale prediker, Marno Botha van 'n gemeente in Bloemfontein gaan ons kom bedien, so hy's 'n dinamiese jong seun, hy's 19 jaar oud. Okay, van 'n byl. Ek voel hom in, hoor, so hy gaan bedien vanaand. So neem kennis, asseblief, kom op, en jy kan ook aantrek wat jy wil, jeans en tekens, net soos jy wil. Pastoor Andre het die voorbeeld gegee verlede week, so kom ons doen dit. En ons trek weer jeans en tekens aan, dis lekker. Amen, daar agter is 'n kennisgewing bord, as jy uitgaan by die deur, so neem asseblief vergewis jou van alles wat gebeur in die gemeente. Daar is ons huissel, ding wat op is, daar vir die huisselle, as jy wil betrokke raak by jou huissel, daar asseblief, daar ons het links op die groepe, link in, word deel daarvan. Dan die 14 Mei, hierdie donderdag, het ons hemelvaartdiens, en ons is 'n paar kerke wat by mekaar kom. Pastoor Leon van die Leer in Christus Kerk gaan ons bedien, donderdag aand met hemelvaartdiens, en ons kan nie wag. En dan die 31ste Mei is Dr. Marius Higgins, die oggend, is hy dan hier by ons, 9:00, uit 'n profetiese bediening, en ek wil jy moet opkom oor dit wat die Here vir jou gestoor het. So kom ons maak die kerk vol, ons gaan 400 stoele, het ons, en ons gaan nog indra, so kom ons maak seker dat ons hom vol maak. Dan die 7de Junie, sê gou almal 7 Junie, het ons growth trek, en dit is 5:00 die Sondagmiddag, ons gaan bietjie Junie maand, en gaan ons bietjie anders die dinge inbring. Ons gaan 2 dienste en dan gaan ons ander goedjies doen tussenin, net om met jou hart bietjie beter te maak en op te kom, en daai 7de Junie, almal wat wil deel word, en net wil hoor waaroor die gemeente gaan, waar kan jy inskakel, hoe kan jy betrokke wees, daardie Sondag aand, wees hier, dis 5:00, ons gaan so plus minus so 1 uur en 'n half, 2 ure besig wees, maar daar is iets te eet in daardie tyd, so, nou gaan ek almal hier so sien, halleluja, amen, en dan dit is 5:00 die aand, onthou net ons hemelvaartdiens is 6:00, moenie mis nie 7:00 nie, 6:00, opposite 5:00. 26 Junie
om 5:00 die middag het ons manne aan. En Dr. Victor Lemmer gaan ons manne kom toespreek. Ons gaan lekker saam kuier, daar gaan 'n worsbroodjie vir al die mans wees, gratis en verniet. So kom net op en kom hoor wat die Here vir daardie man gedoen het. En dan gaan ons weer aan met al die ander goedjies. En soos jy sou gesien het, ook Julie maand, het ons 'n vroue aan, waar al die vrouens gaan wees. Onthou die manne aand is net vir manne. So sê vir almal, manne. Ok, die vrouens kry af, maar die wat moet help, is die so. Halleluja. Maar hulle mag nie insit nie. Prys hier, so dit, wanneer is jou dames die dag toe? Ok, daar is dit. Dis die 26ste Julie, 5:00 die middag, gratis. Asseblief, al die dames, kom in. Daar is 'n spesiale vroukie wat kom praat met hulle, Zelda Tolmey. Moenie mis nie. Wees hier daardie aand. Ek glo dit gaan 'n groot en wonderlike aand wees. Halleluja. Is jy reg vir al die dinge wat die Here gaan doen? So binne die volgende paar. Okay, broer, amper sê pastoor Teens. Broer Teens vra, Woensdag aand het ons musiekoefening, al die orkeslede neem kennis. Dit is nou sommer vir die naweek en ook vir die hemelvaart. Jy gaan een diens weer speel, Jacob. Want donderdagoggend is ons by die skool. So, asseblief al die orkeslede en voorsangers, dan wil ek ook 'n beroep doen. As jy kan basgitaar speel, as jy kan klavier speel, as jy kan gitaar speel, as jy kan drome speel, as jy kan saksofoon speel, kom met 'n instrument saam en kom word deel van 'n groot musiekspan wat ons graag wil uitbou. Ek wil graag hierdie orkes nog groter hê en ons moet alle instrumente hier. Nou reg almal se oë. So as jy pas hier daar voor die dekan speel, kom asseblief. En dan wil ek sê oor 'n paar weke, soos jy hierdie verhoog nou sien, gaan jy hom nie weer sien. So oor 'n volgende paar weke gaan hy 'n facelift kry. Ek wil vir jou sê, neem kennis en sien wat die Here besig is om te doen. En ons gaan die kerk ook so 'n bietjie anders te maak. So ons is in vir 'n treat. Sê vir jou lank so in vir 'n treat. Halleluja. Nou wil ek dan die Wilma vra om vorentoe te kom en dan ook vir Hannie. Hannie, is dit jy? En dan Hannie is klaar voor. Ek wil graag vra dat eers Hannie aan die woord sal wees en dan doen en dan gaan ek vir Tannie Wilma vra. Soos ek bid ons voor, sy is afvoet, afbeen, sy kan nie dit gedoen het nie, maar ons bid dat die Here sal aanraak. Ons gaan nou oopmaak vir gebed. Amen, ons sal net 'n paar goedjies gou afhandel. Soos pastoor gesê het, elke moeder, baie geseënde Moedersdag vir elkeen. Ons het vir julle elkeen 'n klein geskenkie daar agter, maar maak nie saak hoe klein die geskenkie is, dit kom uit ons hart uit, omdat ons elke moeder in hierdie kerk waardeer. En dan Belinda, ek wil jou vra, net namens die goue gerwe wil ek vir jou so klein ietsie gee, maar net vir jou sê, mag die Here jou seën en dankie dat jy 'n ware moeder vir ons gemeente is. En dan wil ek net vra, ons het vir die oudste ma en die jongste ma 'n geskenkie hierso. So die oudste ma, almal bo 90, steek julle hande op. So lyk my, Ouma Alta is maar die oudste. Ouma Alta, baie dankie. En dan weet ek nou nie die jongste. Ok, kom ons maak so, almal onder 30, steek julle hande op. Al die mamas, ja. Is die enige mamma wat jonger as 20 is? Nicolien, jy kry verniet weg, miskien moet jy dan maar kom, lyk my, jy is die jongste mamma hier vanmorgen. Kan ons nog 'n hande klap gee? Ek wil ook vra dat Suster Renée sal vorentoe kom. Is Marlies al hierso? Marlies, asseblief, jy kry so weg daar agter.
Linda, staan jy by my? Namens die bestuursraad en al die rade, wil ons net vir jou 'n gelukkige moederdag toewens. Al mag elke dag vir jou 'n wonderlike dag wees. Baie bederf, baie liefde. En jy weet, jy is kosbaar vir ons en ons gee almal om vir jou. En ons is dankbaar dat jy die moeder van hierdie gemeente is. Geniet jou moedersdag. Ons sê ook vir jou 'n gelukkige moedersdag en ook dankie vir wat julle insit in die gemeente. Ons waardeer julle en jy moet jou dag geniet. Verlies vir jou ook. Baie dankie ook vir jou opofferings en alles wat jy hierso insit. En ons waardeer jou en jy moet jou moedersdag geniet. Baie dankie. Halleluja. Ons gaan opstaan en gaan vra dat ons net sal saam bid. En dan gaan ons vorentoe kom en die offergawe bring. Ons gaan ons liedjie dan sing met hom, prys die Here. So kom ons bid saam. Vader, in hierdie oggend kan ons net kom sê, U is kosbaar. Wat Here, terwyl ons daar in die bidkamer besig is, het ons so bewus geword van die teenwoordigheid. En ek weet ook, Here, sonder U kan ons niks doen nie. En ek bid dat U vanmôre elke hart sal aanraak, elke gesindheid aanraak, en die wat saai, dat U sal seën. En ek bid vanmôre breek deur, Here, as daar mense is met 'n hart wat oorweldig is, dat U vanmôre sal inkom. Heilige Gees, kom doen soos U wil. U is kosbaar, U is waardevol, en ons gee hierdie diens in U hande oor, in Jesus naam. Amen en amen. Kom ons kom op, en ons bring ons liedesoffergawe. Halleluja, U liefde is beter. U liefde is beter as Jesus.
nie om te sê, Here, ek wil my offer vanmôre vir U gee. Loof die naam van die Here. Ek sien my Jesus in die hande van die Here, die allerhoogste, en liefde woes en op die wolken hoor ek hier, by jou sonne, heilig hier. Halleluja. Loof die naam van die Here. To the river I am going, preaching I cannot live. Come and cleanse me, God forgive me, Lord I need to be there in this water.
gee jou nuwe krag vanmôre. Want hy verklaar ons sy woorde gee die vermoeide krag. Hy vermenig krag in jou lewe vanmôre. Hy lig jou op soos 'n arend. Jy voel te neergedruk vanmôre. Jy voel neerslagtig vanmôre. Maar kyk sê die Here, ek neem jou hand en ek lig jou op na hoër hoogtes toe. Luister vanmôre sê die Here. Ek rig jou op, ek versterk jou en ek dra jou vanmôre. Lord, I worship you. Oh, how I worship you. You are everything. I desire. Lord, I lift your name.
Halleluja, kom ons lig ons hande op vir die koning van alle konings. Kom ons gee die Heer vanmorgen. O, Heer, ons hande die vanmorgen. En die heerlijkheid, Heer, die kracht, Heer, die majesteit. Die seremendere was sonder was siende. O, groot is die koning van alle konings. Heilig en heerlijk is die naam van die naam, o alle naam. Die seremendere was siende. Kira was salamanda was siende. Ina rabayende was sudu bayenda. Halleluja, halleluja. Loof die naam van die Heer.
saam sing. Maar miskien weet jy van iemand wat die Here nodig het in hierdie môre. Ek wil iemand sy naam roep of haar naam roep vanmôre in die teenwoordigheid van God. Want die Here is hier vanmôre, maak nie saak afstand nie. Maak nie saak wat gebeur het in jou lewe of ander mense. Die Here kom vanmôre en hy doen verlossing. Hy bring vryheid, hy bring genesing, hy bring oorwinning. Halleluja. En ek wil hier noem daai naam voor die Here as ons hierdie koortjie sing. That rule my sin. Here, die Gees is so getrou. En wat die vermoere kom deel met harte, met gesinne, met mense, dis net wat hy kan doen. Here, kan ons vermoere ook sê, soos die liedjie Christ is my everything. He is my all. En ek bid die vermoere, Here, dat U ons alles sal wees. Ek het ons het voorbereidings getref vir baie dinge vandag, om saam met ons maas en oumas te wees. Maar Here, as ons tekort skiet vermoere aan klomp dinge, en ons nie vermoere lof aan die koning bring nie, is ons dag nie die moeite werd. Maar ons kan onsself kom wend aan die voete van Jesus. Ek bid Heilige Gees dat U my harte stil staan vermoere. Kom bid Here waar mense miskien opgegeet op hulle lewens, bid ek dat U sal deurkom. Ek bid vermoere spesiaal vir my suster Hannie se skoondogter, Here, dat U sal aanraak. Ek bid Vader dat U oorwinning sal bring in daardie dogter se lewe. Ek bid Here dat groot en ondeurgrondelike dinge sal plaasvind. Want Here, die woord sê, U werk volgens die krag wat in die kerk is. En vermoere staan ons nie kragteloos nie, ons staan met 'n hart wat sê, kom, Here Jesus, kom. Kom seën vermoere verder. En mag die naam van Jesus verheerlik word in alles wat ons doen. Seën elkeen wat kyk oor die multimedia, Here, en elkeen wat later sal hoor.
Maar dat hierdie woord vanmôre, gelouter deur God se genade, elkeen sal aanraak in Jesus naam. Amen en amen. Halleluja. Kom ons sing daai koor, die sonnaskool kan uitgaan as julle wil. Christ is my everything. He is my all. Halleluja. Hy is nie geoefen nie, maar ons oefen hom nou. Christ is my everything. He is my all. Christ is my everything. Both great and small. He gave his life for me. And everything new. Christ is my everything. Another will do. Oh, sing it. Christ is my everything. He is my all. Christ is my everything. Oh, great and small. He gave his life for me. And everything new. Christ is my everything. And nothing will do. Halleluja. Kan ons die Here aan die klap gee? Kom ons in die sitplek. Ek wil die Here vanmôre loof en aanbid, omdat hy God is. Ek wil nie lank besig hou vanmôre nie. Terwyl ek wakker word vanmôre en ek begin so dink, ek het in 2019 het ek my moeder verloor. Maar terwyl ons hierdie liedjie sing vanoggend, dit roer my siel, toe kom daar dinge deur in my gemoed wat ons altyd saam gesing het en die naam van die Here groot gemaak het. Maar ek wil vanmôre vir elke moeder wat hier sê, wil ek sê, moenie ophou bid vir jou kind. Moenie ophou bid dat die Here hulle siele kan aanraak. Daar's 'n ou liedjie wat sê jy hoef nie te speel nie. In die evangelie liedereboek, dit wil stil my moeder, by jou huisie, by jou bed. Dat sê bid dat die Here my siel moet red. Ek wil vanmôre vir sê, mamma, hou op, moenie ophou veg vir jou kinders. Moenie ophou veg vir jou huis. Die duiwel wil steel, hy wil vat, hy wil verwoes. Maar moenie vir een oomblik ophou bid. Amen. Is jy nog bly saam met my? Want dit is Moedersdag en ek weet dat al vroeg gaan die gang in elke huis, miskien met 'n Moedersdag geskenkie of dalk net 'n kaartjie of dalk net I love you of wat ook al dit mag wees. Maar ons gaan nie vanmôre sonder die Here se heerlikheid gaan. Ons kan nie vanmôre sonder sy hand beweeg. Jy kan vanmôre hier sit en klomp dinge deur jou gedagtes gaan. Maar een ding wat jy nooit moet miskyk, sy liefde wen alles. Sê vir jou langs jou, sy liefde wen alles. Terwyl ek voorberei die week, is daar eers 'n gedeelte wat kom en ek gaan nou by die kruks van die woord kom en by vandag se titel, die vrou wat veg vir haar huis en oorwinning. En dit kry ons in Spreuke, die 14de hoofstuk vers 1. Ek wil met elke vrou sê hardop, ek moet veg vir my huis. Kom ons sê dit die jaar dat ek moet veg vir my huis.
Dan sê hardop, die duiwel sal nie steel nie. Hy gaan nie doen wat hy wil doen nie, want hy dien die Here. Glo jy dit? En dit moet jy begin jou standpunt word om te sê die Here is groot. Halleluja. Wil jy moet hou vanmôre dit wat ek gaan gee. Ons Spreuke die 14de hoofstuk vers 1 sê die wysheid van die vroue bou die huis. So dit wat jy doen, nie jou tong nie jou maniere nie, jou wysheid, dit wat jy by God kry, bou jou huis. As jy vir jou kind kan sê hoe goed hy doen en hom ook kan vermaan en so meer, bou jy jou huis. Maar as jy in berewaarde uitbreek en net beklei en raas en te kere gaan, dan breek jy jou huis af. Maar hier kom die woord van die Here in Spreuke. Salomo wat dit skryf en sê, die wysheid van die vroue by die huis, bou die huis, maar die sotheid breek dit met sy eie hande af. Josua 24:15 en ek wil hê moet dit jou skrif maak vanmôre. Maar as dit verkeerd is in die oë van die Here om hom te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders aan die oorkant van die Efraat gedien het, of die gode van die Amorite, in wie se land ons woon. Maar dan kom Josua en hy kom skryf, en ek wil nie met hardop sê, maar. Ek wil nie met hardop sê, maar. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Kom ons sê dit weer, ek en my huis, ons sal die Here dien. Maak nie saak wat in jou lewe gebeur of in jou huis gebeur, as die Here nie die huis bou nie, te vergeefs bou die wat daaraan bou. As die Here nie die grondslag is van daardie huis nie, te vergeefs bou die wat daarop bou. Maar as die Here die fondasie is, wil ek sê, dan kan jy sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Amen. Halleluja. Sê gou weer hardop, ek en my huis, ons sal die Here dien. Dan kom ons by Nehemia 4 vers 14. Veg vir julle broeders. Ek wil eintlik sê, nou veg vir julle kinders. Julle seuns en julle dogters, julle vrouens en julle huise. Daar is soveel klein wat in die woord gelê word op die vrou en op die huis. Wat sê die spreekwoord? Van 'n happy wife? Kom, julle moes al hoor. Happy wife? Happy life. As jou vrou gelukkig is jou huis gelukkig. Amen. Nou kan die mans amen sê. Daar is 2 hande wat agterop gaan, en 1 persoon daar. Maar die soveel klein wat gelê word op die vrou en op die huis. En ek kan nie vanmôre 'n vrou vir jou sê hoe om 'n vrou te wees nie, ek is nie een nie. Maar ek kan vir jou vanmôre sê, hoe om nader aan die Here te kom, maak jou beter. Om by die Here te leef, maak jou beter. Amen, sê vir die ou langsou, ek is beter, omdat ek by die Here is. Halleluja. En nou kan ons na die woord toe gaan vanmôre. En die boodskap wat ek wil bring vanmôre is, moenie opgee voor jy wonderwerk. Sê gou hardop, ek moenie opgee. Daar is 'n liedjie wat sê, as storms woedend in my lewe, en dit nie my pad wegaardse goed, dan kom hy verder en hy sê, alleen met God, en weg van sonde, alleen met God, wegaardse goed. Moenie opgee, en moenie ophou, voordat die lig deurgebreek het. Moenie vermoede tou opgee op jou huis, op jou vrou, op jou man, op jou kinders, waar op jou besigheid. Moenie vermoede tou opgee voordat die lig nie deurbreek nie. Dink net vermoede as jy leer om kar te bestuur. Wie leer nog kar bestuur? Steek hom daar. En sê jou pa vir jou moet leer. Doe jy dit? Sê eerder. Ja, maar dan sit aan my kant, so hy kan nie beheer swak. Want ek weet as hy sal stop in die middel, as hy pa vir hom sê, gee taks, gee petrol, of los die taks, gee petrol,
En gaan jy, moet nog nie vinnig ry nie, stadiger. Ek onthou die dag toe my seun leerkar bestuur het, en ons daar by Northridge Mall was ons gewees, dit was Noordstad Sentrum, en ek het so 'n straatjie gery. En ons baie parkerings, julle, want dit is 'n groot plek. Dan sê ek vir my vrou, ek sit voor, sy sit agter. Tarika was nie saam met ons baie keer in die kar nie, want sy was lief vir haar lewe. Maar dan gaan my seun, ek het nie nuwe bande op die kar gesit. Dan los hy die tas oor die sê seun. Maar dan net as hy so gelos het en nie verder geleer het nie, sal hy nie sy lisensie gekry het. Dink net as jy in die middel van alles stop en nie aangaan nie, dink net wat se chaos daar in die lewe sal wees. Dink net as jy begin met iets en dit nie klaar maak nie, dink net as jy salaris moet kry, maar hier teen die einde van die maand besluit jou baas nie, ons gaan dit nie doen. Gaan jy lewe? Nee. Moenie ophou in die middel van iets, want God wil jou seën met die beste. Geliefdes, baie mense van ons het al op 'n plek gekom waar ons wou opgee. Wie wil al opgee? Kom maar, jy sê Imini, jy wil opgee. Jy besluit ek kan nie tot hier kom en ek wil nie verder nie en jy gaan kruip weg en jy wil niemand jou bel nie en jy wil niemand in die oog kyk nie, wie was al daar? Kom maar, steek jou hand op, man. Want jy sien, maar dan kom dit by jou as jy sou opgee op jouself, sou jy nie ervaar wat die Here vir jou gestoor het. Die pad was miskien lank. Die gebede het so stilte teruggekom. Ek praat in die week met 'n mamma. Sy sê, pastor, hoeveel keer moet ons bid? Hoeveel keer het ons nie al gebid dat dinge moet verander, maar dit bly dieselfde nie. Wie was al op daai punt in sy lewe? Drome het begin vervaag. Jy het hierdie nuwe jaar met 'n bang weggeskop en gesê, dis my jaar. En ons is in my maand en jy's papflat. Drome is 'n skerm. Maar ek wil jou vandag herinner, jou wonderwerk kan net om die draai wees, moenie opgee. Om op te gee, net voor dit kom, is soos 'n saad wat jy in die grond sit, en as dit net so bietjie begin opkom, dan gaan haal jy dit uit, jy wil nie wag vir die vrug wat kom nie. Moenie opgee, jy sê gou hardop, moenie opgee. Kom ons gaan daar na Galasiërs die 6de hoofstuk vers 9. Laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons oes, as ons nie verslaap nie. Paulus skryf dit so mooi, hy sê, ons moet nie moeg word nie. Hy sê, ja, die wat op die Here wag kry nuwe krag, moet nie moeg word nie, want die Here gaan jou kom versterk. Hy sê, moet ook nie moeg word om goed te doen nie. Baie keer raak ons so keelvol vir mense, dat jy voel, ek gaan nou nie meer. Ek wil nie met jou hand opsteek. Want op die regte tyd sal ons maai. Beteken daar kom iets, na jy saad in die grond gesit het. Kom aan. Geen boer saai iets in die grond, en verwag nie 'n oes. Dit is soos mense wat ook in hulle rekening, bankrekening, sit hulle geld in om dividende daarvan te kry. So is jou lewe ook vermoere, om hoe meer jy insit in die heerlikheid van God, hoe meer jy kom buig voor die troonkamers van God, hoe meer is daar uitkoms en oorwinning in jou en my lewe. In Johannes die 11de hoofstuk sien ons Martha en Maria het gedink, dit was te laat vir Lazarus, maar Jesus het gewys dat hy nooit te laat is.
Die spreekwoord sê, he might be 4 days late, but he's still on time. Dink net as Jesus nie geluister het toe hulle gesê het, Lazarus is dood, jy moet gaan en hom gaan gesond maak, of uit die dode opwek, en hy het net omgedraai en geloop en gesê, ag nee wat. As hy nie eintlik met respek, nie eintlik gegaan het nie, sou ons nie die wonderwerk gesien het, wat God bewerk het. Dink net vanmôre aan Esther, haar Joodse naam was Hadassah, en sy is Esther genoem, maar dink net as sy nie guns in die oor van die koning gekry het nie, dan was dit verby. So kan ons dit opnoem in Bybelterme van baie mense wat deurgedruk het, en ek wil vir jou vanmôre sê, vrou, druk deur. Halleluja, jou einde is 'n groter einde. Dit is nie jou begin nie, waar jy eindig vanmôre in die teenwoordigheid van God. In Josua 6 sien ons die mure van Jericho het op die 7de dag, na 7de keer se opmars het dit omgeval, of ingeval. Dink net as hulle dag 6 ingegee. Ek het 'n woord vir jou vanmôre. Dink net as jy sal opgee in jou lewe, dan gaan jy nooit die oorwinning sien wat God bewerk het. Daar's 'n liedjie wat ons sing in die kerk, wat hy sê, hold on my child, joy comes in the morning. Daar's 'n môre wat deurbreek in jou lewe, sodat jy die oorwinning kan sien wat God vir jou bewerk het. Want hy wat volhard tot die einde toe, sal gered word. Amen. Sien ook met my. Ons almal ken nou die vroutjie se verhaal wat aan bloedvloeiing gelei het. Sy het geweet dat sy nie kan stop nie. Sy het geweet, daar's 'n skare mense. Sy het geweet, dat sy deur die skare moes dink. Dink net vanmôre, sy het 12 jaar aan bloedvloeiing. Dink net as sy gestop het in die middel van haar aksie, sou sy dood gegaan het. Maar omdat sy geweet het, ek moet deurdring, ek moet volhard, ek moet iets gaan doen van die bonatuurlike, iets wat onbekend is aan die mense, moet ek gaan doen, ek moet deurdring. En sy het dit gedoen. Wat het gebeur? Die Here het haar aangeraak. Hoekom? Want sy het sy so aangeraak. Sy was in haar hart en sy pertinent geweet, dis wat ek moet doen. Vanmôre wil ek vir jou sê, geliefde kind van God, ek dink jy moet bietjie deurdring vanmôre in jou eie lewe, dat jy die oorwinning en die heerlikheid van God in jou lewe kan smaak. Sê gou hardop, ek sal nie ophou nie. Miskien as jy as vrou, as ouma, as ma, hier vandag juis om te ervaar dat God jou kan aanraak. Vroeg vanmôre is ons al bewus van sy teenwoordigheid. Ek wil net vanmôre vir jou sê, jy is nie alleen. As jy gebroken is, vanmôre jy is nie alleen. As jy stikkend is, jy is nie alleen. Because he never failed you yet. God gaan jou nooit laat val nie. Miskien is jou lewe op daardie punt van opgee, of deurdruk. Jy het 'n keuse, wat gaan jy doen? Gaan jy deurdruk, gaan jy opgee? Ek kan nie vanmôre vir jou sê hoe jy moet maak nie, al wat ek net vra is Heilige Gees oortuig elke hart om te doen wat U gee. Die vrou wat 'n bietjie olie gehad het, wie ken die verhaal? So 'n bietjie olie gehad het. Sy kon nog net gaan sit het en krepeer het, alles verlos het, want sy het haar man verloor. Haar kinders is gevat en slawe gemaak, om skuld uit te sorteer. Sy kon net gaan sit het. Dink net as sy opgehou het, en nie gekom het by die man van God, om te hoor wat God met 'n bietjie olie kan doen.
Ek wil vanmôre vir jou sê, dit is nie hy wat baie het, wat geseën sal wees nie, maar hy wat getrou is in die minste, en God ken in die bietjie, hy sal oorwinning hê. Hou op jou meet aan rand en sente en allerhande ander dinge. Meet jou vermoë aan dit wat God vir jou wil deurbreek in jou lewe. Dit kan nie sê as jy glo. Sy kon 'n bedelaar geword het. En ook net gesê dat God waarde oor God se akker loop. Ek sien telke male mense wat oor hulle lewe wat hulle opgee en sê ons gaan nie meer. Ek wil vir julle vanmôre sê, daar is soveel voorbeelde van vroue wat deursettingsvermoë gehad het en wat nie gestop het voor die wonderwerk. Dit is al 'n liedjie wat ons sing, gewaag jou wonderwerk elke dag. Verwag dit. Jy sien, ons wil altyd alles dadelik hê. Wie hou van dadelik? Maar baie keer wil dit nie dadelik gebeur nie. Maar dan moet jy leer om net bietjie te wag. Want dit is wat God ons leer. Hy sê daar in Jesaja, sê die wat wag op die Here, kry nuwe krag. Dink net as jy 'n bietjie meer asemhaal. Breathe in, breathe out. Want ons is haastig. En ons wil net. Maar God kom vanmôre en hy sê, jy is daar in jou haastigheid. Jy is daar in jou seer. Jy is daar in jou gebrokenheid. Moenie ophou nie. Moenie stop nie. Go. Ek wil net vir die ou langs so sê, go. Wil met hom aanspoor om te sê, hou aan. Hou aan. Hou aan. Ek wil vanoggend vir jou, as vrou, as man, sê moenie stop voor jou wonderwerk. Dit is so 'n paar punte wat ek wil noem, byna klaar. Sê vir almal hardop saam, volharding, bring 'n oes. Volharding. Daarom kom die woord ook en hy sê, hy wat volhard tot die einde toe, sal gered word. Beteken nie hy wat in die middeweg soek nie, hy wat 'n halfway house soek nie, maar hy wat volhard. Hy wat sê, al sal my huis nie alles het wat hy moet hê nie, al sal my werk nie vir my alles gee wat ek moet hê nie, sal ek deurdruk met dit, want die Here is my heil. Die Here is my sterkte. Hierdie skrif vrywaar jou nie vermoere van enige dinge wat nie kan gebeur nie. Dit vrywaar jou wel vermoere dat die Here jou sal aanraak en seën. Jou geloof word getoets in 'n wagperiode. Jy al gesien as iemand wie dalk vir 'n werkaansoek gedoen. En dan kom jy daar by die werkaansoek en hulle sê jy, herinner jy 'n goeie CV en jou onderhoud was goed en ons sal jou laat weet. Daarvoor word al 10 keer gekyk, maar niks gebeur. Naderhand dink jy, het ek nie dalk die verkeerde nommer opgegee of ek die verkeerde e-pos gegee nie. Maar in die wag kom die beste antwoord. Toe nou daai net my vrou, ons het nog uitgegaan. Sy kon 'n werk kry by 'n plek. En my pa het gesê, Nooi, dis nie 'n plek vir 'n kind van God nie. Dis
Sy sê vir my, dis 'n werk, Gerard, wie is jou pa? Skoondogters, wat sê, wie is jou pa? Steek op julle hande. Ek het 'n paar skoondogters in die kerk saam met hulle skoonpaas moeders nie, of skoonmaas. So 'n week daarna kom daar 'n advertensie weer van die bloedoortappingsdiens, wat sy aansoek doen, daai tyd was dit as 'n tekst. Nog nie baie net 'n tekst. En sy doen aansoek en daar kom niks van nie. En sy sê vir my, dis of die werk of daai werk. Terwyl hy net so 'n bietjie vas. En 'n week daarna in die wag, toe begin sy die 2 Januarie werk by die bloedoortappingsdiens. God het die deur oopgemaak, omdat sy gewag het. Ek wil vanmôre vir jou sê, God maak deure oop, moenie dit ook forceer nie. Moet dit nie weggooi nie. Toe kon sy sê, ek het bly ek het geluister na jou pa. Maar daar het sy 26,5 jaar gewerk, voordat ons voltyds in die bediening gegaan. Gewerk sy vir 'n skool. En sy is gelukkig. Hou vas, want God werk in die stilte. Die oes kom nie vir die wat opgee nie, maar vir die wat volhard. Sê gou volhard. Dat nommer 2 is, God se tyd is perfek. Hy is nooit te vroeg of hy is nooit te laat. Jou wonderwerk kom op die regte oomblik. Ek praat verlede week, is daar nie Boma se seun, hy kom by my, sê pastoor, asseblief net na die diens, asseblief ek het gebed nodig. Ek moet gaan werk by Sasselburg, by die plek wat ek werk, maar ek het hoogtevrees. Wie is al hoogtevrees? En pastoor, dit is hoog wat ek moet opgaan en ek gaan my werk verloor, want ons moet 'n kontrak kry met Sassel en my besigheid is afhanklik van dit, die mense waarvoor ek werk. En ons bid en ek sê, Here, gee dat hierdie mense iets vir hom, of iemand in sy plek sal gee wat die werk kan gaan doen. Dis al wat ons bid. En sy is toe maandagmiddag stuur hy boodskap. Pastoor, ek het met hulle gaan praat. En ek het my hart oopgemaak en hulle het gesê, hulle gaan vir my iemand gee wat die werk daarbo kan doen. Is dit nie God wat antwoord nie? Amen. Hy kon opgegee, hy kon gesê, ek pak my goed en ek gaan terug George toe. Nee, maar hy het gesê, ek gaan aanhou, want ek het nodig dat ek geseënd moet wees. Ek sê gou hardop, ek moet aanhou, want ek moet geseënd wees, ek maak klaar. Jou wonderwerk kom op die regte tyd en die regte oomblik. Gebed en geloof hou jou staande. Elke gebed is 'n saad wat jy plant. Moet nooit dink jy bid net sommer maar net nie. Jy bid met 'n doel, jy bid doelgerig. Jy sien altyd nie die groei nie, maar onder die grond is iets besig om te gebeur. Jy sien nie dadelik iets wat gebeur hier bo die grond nie, want die Here is besig om agter die skerms iets groots te doen. Jou geloof is om te vertrou dat God besig is, selfs wanneer jy nie weer kan sien. Hoe kan ek dit vanmôre in my lewe toepas? Hou aan bid. Selfs wanneer jy niks sien nie, jou gebed is kragtig. Die woord van God sê, die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Hou aan werk. Moenie ophou om goed te doen nie, want jou oes wag vir jou. Hou aan werk. Hou aan glo. Vertrou dat God besig is, selfs in die stilte. Sê op jou hart op, moenie opgee nie. Jou wonderwerk kan net 'n dag, 'n uur of 'n gebed weg wees. Hou vas. Hou aan glo. Hou aan bid.
Soos wat die Here Lazarus opgewek het, kan hy jou omstandighede ook nuut maak vanmôre. Sodat hy lewe, soos wat hy lewe gebring het in dooie toestande, kan hy lewe bring oor jou situasies. Soos wat jy intree vir jou kinders, kan God nog steeds dinge bewerk. Want die woord van God leer my alles werk ten goeie mee vir die wat Jesus Christus lief het. So God bring die oorwinning. Ons moet stil wees en ons moet omken. Is jy nog reg? Kan ek pleit by jou vanmôre, maar nie in die middel van jou stryd stop. Moenie opgee. Het vir iemand 'n woord vanmôre. Moenie opgee nie. Moenie terugdraai nie. Moenie wegdraai nie. God will take care of you. God sal jou trou doen. Kom ons buig die hoofde. Miskien is jy 'n ma vanmôre, 'n ouma, 'n man. Het gedink het ek gaan stop. Alles is net een te veel. Maar God is hier vanmôre om jou heeltemal aan te raak. En as daar waar jy sit, net wil opstaan en sê, Here, hier is ek. Ek het U hand in my lewe nodig. Ek sê eenvoudige diens vanmôre, eenvoudige woord, maar ek weet God wil jou aanraak. Dankie. Wil opstaan, staan op, ek gaan net saam met U bid. Dis al wat ek kan doen. Die Here doen die werk. Oral so in die gebou is daar manne en vroue wat opstaan. I surrender all. Ek gee alles oor, Here. Kila Rabosatai. Ag Vader, die manne en vroue wat staan, wat sê, Here, ek het op 'n punt gekom, of ek moet kies om U te volg, en of ek moet kies om te stop. Maar Here, die mense wat opgestaan het, sê, ek wil deurdruk, ek wil volhard. Ek wil in die middel stop, dat ek nie die wonderwerk kan sien. Ek bid, Heilige Gees, dat U met elkeen wat staan sal werk vanmôre. Want U bring genesing vir elke hart. U bring heelmaking vir elke gebeente. Ek bid seën vanmôre elke huis, dat hulle kan sê soos die Josua, ek in my huis, ons sal die Here dien. Heilige Gees, ons sê dankie in Jesus naam. Amen. Kila Rabos. Halleluja. Amen. In the stillness of who you are, He is. Halleluja. Kom ons sing dit saam en dan wil ek vra die doopkandidaat om net voor te kom. In the stillness of who you are, there I find peace. In the stillness of who you are, I see your heart. In the stillness of who you are, there I find peace. In the stillness of who you are, I know that you know.
you are. I know that you know. Halleluja. Sê gou hardop, die Here weet. Amen, en dit is genoeg. Kom ons neem die sitplekke. Het is lekker om vanmorgen julle huis te doen. Ma, dochter en ouma. Is dit nie 'n wonderlike Moedersdag geskenk? Halleluja. My sussie. Halleluja. Sy het net te vrees, maar ons weet God gaan haar help. En hoog te vrees. En ons weet God gaan iets besonders doen vanmôre. Ek wil vra dat hulle getuienis gee. Wil julle nie hierdie kant toe staan asseblief? En hoekom hulle gedoop wil word en dan gaan ons hulle doop. Amen. Ek is nie baie goed met woorde nie, maar ek het deur halwe uur probeer skryf. Ek was bietjie meer as 'n jaar terug deur 'n moeilike tyd. Ek was in 'n baie donker plek. Ek het op 'n laagtepunt swak en op my knieë na Jesus gegaan. Toe ek gebruike verloor en sonder hoop gevoel het. Op daardie plek het hy my gevind, my opgelig, gesterk, my 'n nuwe begin gegee. Hy het my liefde getoon, toe ek dit nie werd gevoel het nie, en krag gegee toe ek niks meer oor gehad het nie. Vandag kies ek om gedoop te word, nie uit verpligting nie, maar vanuit die diepte van my hart. Dit is my manier om dankie te sê aan Jesus, dat hy my gered het, my herstel het en elke tree van die pad saam met my geloop het en nog steeds loop. Dit is my verklaring dat my lewe van vandag af ewig in hom sal behoort. Amen. Amen. Okay, so ek het my hart vir die Here gegee en ek wil graag gedoop word. Amen. Ek het my hart vir die Here gegee en besluit ek wil op pad met die Here stap. Amen. Die Here was nog altyd goed vir my en ek loop nog altyd met die Here en vandag wil ek gedoop word want dit is meer ernstig. Amen. Ons gaan uitgaan en ons gaan dan doop toe, bid vir ons wat koud kry. Halleluja.
Water is daarom lekker, om daar hoef jy nie te kom doop nie, hoor. Ons gaan net so sit en ons net saam bid. Vader God, ons kom vanmôre en ons kom bid vir hierdie doopkandidate volgend. Ons kom bid, Here, waar hulle 'n keuse gemaak het om Jesus eerste te stel, bid ek, Here, hulle voetstappe net iets sal rig. Vader, dat die pad wat hulle van vandag af loop, oorwinningspad sal wees, daar sal aanslag wees, maar Here, U gaan hulle help. Ek bid seën hulle vanmôre in Jesus naam. Amen. Sharon Kirsten, ek doop jou op jou eie geloof en jou eie belydenis voor God en hierdie getuies nou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige. Amen. Ons bid die Here dat hy ook hierdie hoogtevrees sal wegvat. Halleluja. Halleluja. Wonderlike ou wat gedoop word in die winter val nooit weer terug nie. En jy van iets spreek. Zielyn, volgens jou eie geloof en belydenis voor God en hierdie getuies, daar's dit. Doop ek jou nou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige. Amen. Hulle het 'n baie snaakse van so gaan ek nie uitspreek. Hy is gebore met hy van ek nie. Risa, volgens jou eie geloof en getuienis voor God en hierdie getuies, doop ek jou nou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige.
Karel Jansen van Rensburg, ek kan daai van sê. Lees 'n bietjie. Volgens jou eie getuienis en belydenis voor God en hierdie getuies, doop ek jou nou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige. Amen. Dan is jy nog wel op het hier. Halleluja, ons gaan afsluit aan 'n new creation. En al die moeders en die ouma's, daar agter is 'n geskenkie vir julle. Moenie verbygaan nie asseblief, hoor. Vader, lei ons deur hierdie dag en hierdie week wat kom. Ons vanaand by mekaar moet kom, Here. Gee ons guns, Here, en in die gees van die Here ons sal vul. Ons eer en ons loof U daarvoor in die naam van Jesus. Amen.